Goeiedag, my naam is Natasha Fick en hartlik welkom weer eens hier by Mense en Hul Stories saam met my Natasha Fick. Dis altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en as jy ook van hierdie stories hou, van mense se stories, so baie soos wat ek van mense se stories hou, vertel jou vriende, vertel jou familie om in te skakel op Mense en Hul Stories, want hier hoor ons stories wat jy nie kan dink jy sou ooit gehoor het nie. So ja, vandag het ek weer eens so Pastor Ivan Koopman saam met my hier in die ateljee en ons gaan verder gesels oor sy boek Waymaker. So hulle Pastor Ivan, altyd goed om hier saam met my te kan hê in die ateljee. Môre Natasha, môre luisteraars en die wie nou vandag kyk. Is ook 'n voorreg om elke slag hier te wees. Yes. Ja, om ons stories te kan vertel. Nou Pastor Ivan is daai tipe mens, hy het altyd 'n storie om te vertel. Jy kan nie vir hom kan vang met nie 'n storie nie. Hy het altyd 'n storie om te vertel. En ek en Pastor Ivan het mekaar so 'n paar jaar gelede ontmoet. So Pastor Ivan, vertel gou vir die wat nou nie ingeskakel was nie, en wat nou nie vir u ken nie. Vertel gou so 'n bietjie, wie is Ivan Koopman? Ek is Ivan Koopman en ek is woonagtig in Bellville. Ek is nou al 40 jaar getroud en ek het een seun. En ja, dit is wie ek is en ek is 'n afgetrede ambulansman wat jare ervaring het op ambulansdiens en so het ek maar 'n pastoor geword later aan. En dit is eintlik feitlik wie ek is. Ja. Ivan, en ek dink almal is nou al bekend met my. Ja. Rondom op die Kaapse vlakte veral. Yes. So ja, ons het verlede week het ons begin as jy nog nie ingeskakel was nie. Ek is 'n paar maande gelede net Pastor Ivan, het ek met Pastor Ivan op die radio onderhoud gevoer oor sy boek Waymaker. Nou soos baie van julle nou al weet, ek hou van 'n storie. Ek hou van mense se stories. Want ek sê altyd Pastor Ivan dat mense sterwe en hulle stories is nooit vertel nie. Die volgende generasie weet nie van die stories wat vertel was nie. En hierdie boek wat u geskryf het, Waymaker, is een van daardie tipe boeke wat mense se stories vertel, wat agter die skerms gebeur het, wat ons as mens nie van weet nie. So vertel gou 'n bietjie Pastor Ivan, wat het u geïnspireer om hierdie boek te gedoen het? En nommer 1, 'n goeie vraag. Hierdie boek het ek begin skryf oor ek het gevoel dat die tyd in die era wat ek as ambulansman was, maar ons die eerste van alles was. En ons was die baanbrekers. Ja. Vandag is as 'n bietjie van 'n leaksheid, maar ons het met die bietjie wat daar was met ons die beste maak. Yes. En ons het dit gedoen en ons het steeds lewens gered. Ja. Maar die omstandighede waarin ons gewerk het, die era waarin ons gewerk het, was daar baie uitdagings. Ja. Maar tydens die uitdagings het ons geweet hoe om met mekaar, jy weet, die respek vir mekaar te hê. Ons het daai Engelse woord sê, the ethics we had, die dissipline wat daar was. Jy kom werk toe, tot op jou naels word gekyk of jy skoon is, en kyk of jou skertjie reg in jou sak is, en kyk of jou flits is daar, want jy vir jou, alles wat die pasiënt moet hê, moet jy by jou hê. En die rede hoekom ek ook geskryf het, I call them the heroes, die veterans, die unsung heroes, is om erkenning te gee aan daardie ambulansmanne wat hulle lewens gewaag het ook. Definitief lewens gewaag het om ander te red en ander se lewens te red. Ja. En ek het gevoel, gee hulle erkenning vir die werk wat hulle gedoen het. Hulle is vandag almal afgetree. Dank woon sommige in die ouer huis. Maar ek het vir om ook daar te wees. En waar hulle ook al is, maar ek het net gevoel, dit is tyd dat ons aan hierdie manne erkenning moet gee, wat die baan gebreek het vir die ambulans. Ja, en dit is so waar, want die woord van die Here sê, give honor to whom honor is due. En ek hou daarvan, gee eer aan hierdie mense. Ons ken hulle nie fisies nie, maar miskien was dit jou ma of jou ouma wat hulle uit 'n gebou moes gaan red het. Miskien was dit jou ma of jou pa of wie ook al wat langs die pad gelê het wat hulle moes gaan optel het. So kom ons gaan so 'n bietjie verder. Pastor Ivan is baie stories en ons het vir die week so geraak hier en daar van die stories, maar van die stories wat nog verder vir my uitgestaan het was hierdie 11-jarige seentjie wat vir u in die hospitaal ontmoet het of ergens gesien het en het vir u gevra, maar onthou jy nie meer vir my? Vertel gou daai storie vir ons. Ja, dit is eintlik ook kyk, is nou net my stories ook nie, maar dit is van my kollegas se stories. Ja. En ek onthou dit is Amit. En as Amit ook nou vandag kan kyk, wil ek Amit en ek kom van Hannewepark af. Amit was in Mannenberg. En Amit het eintlik deel van die acting chief geword in die ambulansdiens. Maar sy storie was van daai aard ook, dat hy die 11-jarige seun se lewens gered het en sovoorts. Althans, as 'n jong baba, jong kind,
en sovoorts. Maar ek kan nie onthou wanneer die ongeluk gebeur het nie, maar dis die ironie van hierdie diens wat ons lewe. Ja. Jy vergeet soms met wie jy te kampe was, maar daai eens is lewens wie jy red, onthou jou. Ja. En daai foto van Amit was in daai geheue van daai seentjie. Ja. En op 'n dag het hulle een of ander rede vir Amit raak geloop. En hom herinner, oom, dis eintlik my lewens wat jy gered het. Onthou jy toe ek byna gesterf het. Jy met my risas, jy met my help in die ongeluk, maar jy het my lewe gered. Wow. En vandag is ek hierdie kind wat nou weer normaal is. Ja. En dit is so die terugvoering van hierdie mense is so Ergens het ek iets reg gedoen, Here. Ja. It's so rewarding. Yes. Want jy het jou lewe gewaag en ek dink aan Amit ook self. En dan die ander ook wat hulle stories hier in die boek deel met my. Wat hulle moes doen en dit is die goed wat mense wil hoor. Ja. Daai positiewe, dit gee jou net daai soort van. Ja, om aan te gaan. Ja. Ek het iets goeds gedoen hier langs die pad, Here. Onder omstandighede. Ja. En dan wat is stories vir my nog uitgestaan het is, ek dink dit was in Kraaifontein wat hierdie gangsters moes gaan optel het en hulle vind toe uit maar hierdie ouetjie lewe nog. Wat doen 'n mens? Ek sit myself in die skoene en ek dink met myself, Here, ek het seker lankal in die ambulans het gespring en self weggehardloop. Wat doen 'n mens in sulke gevalle? Ja, ek onthou hierdie geval was in Kraaifontein. En daar was nou hierdie gangfight en mekaar natuurlik wat ook al. Maar hierdie een was tamelik meswonde. Nee, 400-voudige meswond. En hy het gebloei, hy was soort van uitgebloei. En ons op die toneel kom het op 'n oop veld gelê. En jy het gedoen wat jy moes doen. Ons het die wonde toegemaak en ons het nou die nodige gedoen om sy lewe te red. Hy kon nie met jou respond, maar jy kon sien een of ander tyd sal ons dit nie maak nie. Baie swak. En hier kom van hierdie bendes en hulle kom agter my, hierdie man is dan nou nie eintlik dood nie. En hulle kom vir hom. En my maat en ek skree vir hom, klim, kry jou reg, klim in. Maar ons het nie keuse nie as om hierdie pasiënt soos 'n sak aardappels moes optel en in die ambulans moet van gooi. Dis 'n manier. Ons moes hom daarin gooi. Daar's nie 'n kans om hom op die draagbaar te sit nie. En hier lê hy en ek kom agter en daar gaan my maat en hy vergeet ek is nog nie in die ambulans en ek moet hardloop, maar ek voel Here, help my, dat niemand my nie met 'n mes agter my rug steek nie, want hulle kom na die ambulans en ek swaai met die deur oop ook. En ek het gehang in daai deur en ons moes ry dat ons op 'n veilige plek kom tot op die N1 en aftrek en weer uitklim en ek besef net weer eens waaraan ons blootgestel was. Maar om daai een, ongeag of hy ook 'n bende lid was, maar sy lewe was kosbaar en ons was daar om 'n diens te lewer. En dit is wat ambulansman is, om 'n diens te lewer. Dit is ook 'n roeping. En dan kom jy ongeag wie die persoon is, want ons kan hom ook los. Hier is ook maar net 'n opbendelid. Ons kan jou los hier, dat jy ook maar doodbly, maar nogtans was dit om daai een se lewens te red. Maar dit was 'n ervaring. Ek dink ons lag nou omdat dit was nie daai tyd 'n lag saak nie. Dit was snaaks. As iemand 'n foto daarop of 'n video moes neem, daai te gelukkig was daar nie daai tyd. Daai kameras en fone nie. Ek sweer dit sou waarder gegaan het. En weet wat Ivan is so waar wat jy sê nê. 'n mens moet kompassie hê vir wat jy doen. You must have compassion. En jy sê nie dat dit maak nie saak wie jy is nie. En dit laat my nou so terugdink aan my eie broer wat 10 jaar gelede doodgesteek was en het ook vir hom letterlik uitgebloei. En die paramedic die paramedic kar was eers daar en toe die ambulans gekom en hulle het amper meer as 'n uur met hom gesukkel om hom by te kry. En die ouetjie het gesê maar hy het hom uitgebloei en ek het hom gevra kan hy nie nog probeer en hy het vir hom gesê maar hy het hom letterlik uitgebloei want hulle het sy hoofslagaar en sy nier in het hulle afgesny. En weet wat se Ivan en toe die ambulans daar wegry, tel ek op in my gees en dis om niemand seer te maak of lelik te wees nie. En ek tel op in my gees en toe die ambulans wegry dat die gees van daar was is dat dit was maar net nog 'n mens. En ek besef dat dit was die gedagte wat hierdie ambulansdrywers gehad het. Hulle het gedink dat dit was seker nou 'n skollie gewees of iets soos dit. So dit was maar net nog 'n mens en dit is so waar wat Pastor Ivan sê. En ek kom by my op, maar dit was nie net nog 'n mens nie. Dit was my broer, dit was my kinders se oom, dit was my iemand se neef en dit was iemand se kind wat daar gesterf het. So dit is so belangrik. Dit maak nie saak wie daar
daardie persoon is of was, wat nou daar gesteek was of geskiet was, dis iemand se familielid wat daar lê. Pastor Ivan, so dis so waar, nommer 1 is kompassie wat jy moet hê vir jou werk wat jy doen, vir jou medemens wat jy doen, en 'n liefde moet hê vir wat jy doen. Ja, absoluut. Om by hierdie vraag ook te kom, om net aan te voeg dalk, en daar is 'n geval wat ek eendag moes, ons kry hierdie geval is 'n ineenstorting in Parow in die Hoofweg. En jy ry, want 'n ineenstorting is enigiets. Ja. En toe ons daar op die toneel kom, en weet jy, daar lê toe noem jy maar ons noem Bergie. Ja. 'n hawelose persoon lê daar op die Hoofweg. Maar Eugenie was 'n totale in 'n toestand waar hy in was. Die reuk wat hy afgegee het, en dit was ondraaglik. Jy kon nie naby hom kom nie. Maar daai oomblik besef ek as 'n ambulansman. En dan sê die lied sê, "He looked beyond my fault, and he saw my need." Yes. As Christus by jou kom, hy kyk nie vir jou as persoon nie, want hy is nie 'n aannemer van persoon nie. En hier lê hierdie persoon Bergie, wat soos ons hom nou sal die label gee. En selfs die verbygangers wat normaalweg nuuskierig is, wat rondom sou staan, die het verbygeloop, hulle kon die reuk nie hanteer nie, en hulle het hul gesigte gedraai. En vir my was dit, hierdie man is in pyn, hierdie man is siek, en as ek ook 'n snaakse gesig sou wys, Here, hoe sou u dit hanteer het? Hoe sou u liefde hier teenoor hierdie man was? En ons onmiddellik toe skop daai Samaritaan gees in my in. En ek sak af. En ons doen wat ons moes doen. Dit was moeilik om myself te beheer om nie te braak op die toneel nie. Ek moet sê dat hierdie alcohol swabs, en ons moes vir hom 'n drip opsit. Hy was so droog. Ek moet 'n boksie van die alcohol swabs was gesmeer, net om 'n aar te kry. En uiteindelik toe die aar kry en iets sê, meneer, ons behandel hierdie man soos enige pasiënt moet behandel word. Ek het hom op 'n netjiese draagbaar gesit, skoon komberse gesit, en op pad Tygerberg Hospitaal. Tot my teleurstelling, dit is ek nou nie om iemand na te kom nie, maar ongelukkig is daar mense in hulle beroep of in die werk, wat doen as net 'n werk en nie as 'n beroep nie. En die verpleegster wie nou oorneem, het die pasiënt half net gegooi op 'n kaal matras. En dit my hart so gebreek. Hier het ons nou alles gedoen, want hierdie man het vertroue in ons kom kry, en ek besef toe, hoe Jesus met sy sagtheid neer sou kom, en daardie teerheid, meek, mild, and with his love, that he would have taken care of you that are in sin, because he now doesn't look at you as your son, but he look at you as a person. Amen. En dit was vir my die wonderlike dag gewees, daai dag, om met daai pasiënt te deel. En dan wil ek ook dan nou sê vir wie ook, moenie jou beroep net of jou werk as 'n nog 'n werk aanvaar nie. Verpleegster of dokter of ambulansman of wie ook in daai beroep is, jy het 'n calling, dis jou beroep. Is 'n roeping, is 'n calling, and you live your calling to the fullness. You'll go home with such rewards at night. En dit is wat ek kan feel. En weet wat, Ivan, ons het destyds was dit mos daai naambandjies, what would Jesus do? Wat sou Jesus gedoen het as Jesus daar verby moes gestap het? Jesus sou gestop het en Jesus sou medelee met daai persoon gehad het, of hy hoe ryk, of hy hoe lyk, Jesus sou gestop het en vir hom gevra het wat is sy nood, en Jesus sou hom gehelp het. En dit is wat ons altyd moet doen, wat sou Jesus doen? Dan pas Ivan, daar is nog baie ander stories, maar een van die stories wat ook vir my uitgestaan het is, hierdie, ek dink is 'n 20-jarige wat omgestamp was en wat haar kop af was. Hoe het julle dit hanteer? Hoe hanteer mense dit? Weet pas, as ek gewoon net dit vinnig kan sê, en dis op 'n ligtere lyn. Ek sê altyd, ek is lief om vir mense te help. Ek is verskriklik mal daaroor. En ek het altyd gesê, maar ek dink ek moet 'n verpleegster, maar ek sal nie die inspuitings en die naalde nie. Ek sal die pille aandra vir hulle. Moet ook nie vir my sit waar daar baie bloed is nie, want ek dink hulle sal vir my eers op die grond moet help, voordat hulle by die pasiënt toe kon uitkom, en ek sal daar lê op die grond. So, dit is baie harde werk. Dit is nie maklik nie, en dit sit nie in enige iemand se skoene om dit te doen nie. Vertel gou vir ons van hierdie ongeluk. Ja, dit was ook 'n 20-jarige voetganger, en niemand verwag iemand op die N1 tussen 3 en 4 in die oggend nie.
maar dit was 'n plaaswerker daar by Josefat wat die N1 wou oorsteek en dalk nie verwag het dat daar voertuie sou wees nie. Ja. En dan was daar 'n persoon wat dalk bestuur het en natuurlik daai tyd van die oggend, jy gaan met 'n geweldige spoed net om by jou huis te kom daar ook al. En dit is daai tyd van die môre en dis in die winter ook. En ongelukkig het die bestuurder nie hierdie vrou gesien oor die pad kruis nie en op N1 stamp sy haar. En ons noem dit in ons militêr met 'n whiplash, maar dat van so 'n aard dat die kop afgeruk is. En soos ek verstaan, het die liggaam nog 'n entjie geloop tot dit neergeval het. En toe kry ons hierdie geval gaan jy op pad na motorongeluk. Nou, ek wil ook sê, het 'n bietjie respek ook vir daai ambulansmanne wat met 'n sirener verby kom. Het tog 'n bietjie respek as hulle ligte flakker en hulle wil verbykom. Ja. Want hulle wie na die ongeluk toe gaan, weet ook nie waarna toe hulle gaan Ja, nie. Jy's net so op jou senuwees want jy weet nie waarna toe jy gaan nie en wat is die toneel en wat is op die toneel nie. En met die gevolg was dit ook vir my oorweldigend daai dag. En ek toe die liggaam sien met die tong nog en die kaak sit nog aan die keel, maar die res van die kop lê op 'n ander kol. Ek wou nie eens stort. Ek was heel senuweeagtig en ek het nog gewonder, nou 'n bietjie humor ook hierin. Ja. Here, hoe lig ek hierdie kop? En die hare is 'n bietjie kort, want ek dink toe kan dit aan die hare optel en dat is beter, ag nee, daar's nie manier toe moet ek aan die ore weet ek tot nou, dit lig en toe kyk ons face to face. Sure. En ek daardie oë sien en daardie gesig sien, was ek op die punt om ook I was about to faint. Ja. Dan kan sê, Here, ek is in uniform. Ja. Ek moet nou sterk wees. Ja. Hier moet ek nou sterk wees. Ja. En op die manier ons wel geweld, ons moet die liggaam toe maar nou maar na die dodehuis toe neem. Maar jy gaan huis toe en jy kan nie net gaan slaap en afskakel nie. Ja. Want dan weet jy ook dit was iemand se dogter. Ja. En hoe aanskou jy so toe en hoe verwerk jy so iets? Ja. Nee, dis gruisame gevalle wat ek kan noem wat ons ook nou met deel wees en jy moet nou maar net sterk wees en ons tyd was dit boys don't cry. Ja. En dan dink ek Pastor Ivan, wanneer jy al hierdie goed gaan, want dis trauma, nee. Ja. Dit is trauma waar jy gaan. Is daar vir julle berading en goed gewees waardeur julle moes gewerk het en ook nou wat julle afgetrede ambulansdrywers is of was, is daar 'n tipe van 'n uitlaatklep gewees wat julle kon gedoen het? Ek moet erken daar was nie. Soos ek pas genoem het, boys don't cry, hulle het verwag jy met jou werk doen en jy's net sterk. Na skof het ons nou onder mekaar, want daar is nie mense wat jy kon gaan vir berading nie. En jy het ook gevoel, jy kan nie nou hier kom staan en huil nie, want jy het 'n tappe werk en jy moet doen wat jy moet doen. Ja. Maar na skof het ons daarom op die stoep verkeer en dan 'n paar gevalle, want ons as jy op die radio hoor, dan hoor jy wie gaan na 'n motorongeluk of wie is spesifieke aanranding. Ja. Jy hoor die gevalle en dan kry ons daarom 'n kans om met mekaar te deel. Dan gaan jy nou maar huis toe en dan, daar was nie einde waar jy kan stoom afblaas nie. En dit is die manier wat ek nou hierdie boek skryf. En ek gee hierdie manne wat saam met my hulle kort stories ook deel. En so kry hulle 'n kans om net 'n bietjie stoom af te blaas. Gelukkig vir die manne van vandag is daar dan berading in plek en jy kan na iemand toe gaan en jy kan daaroor praat en dan die voorreg wat ek ook het is in my klasse, as ek nog klas gee en ek doen noodhulp en so en dan kry ek 'n kans om my stories te deel. En dit is hoe 'n half soort van 'n ontslaa raak op. Anders ek weet dis jy nie uitgesproke mense is nie. Jy sit nie in jou klere vas. Dit kan nie of drank toe of na ander dinge toe lei om ontslae te raak van al daardie emosies. So wat vir my uitgestaan het is toe ek met Pastor Ivan voordat ons begin het, toe sê ek dat baie kere dink ons is maar net 'n ambulansdrywer. Ons dink maar net hy gaan tel maar nou net iemand op langs die pad. Maar ons besef nie waardeur hulle gaan as mens nie. Want onthou hulle het ook 'n huisgesin, hulle het ook 'n familie, hulle het ook kinders. So hulle moet huis toe gaan met al hierdie
prente wat nog afspeel in hulle geheue, want onthou daai prente verdwyn nie, dit bly in jou gedagtes in vasgevang. So na jare dink ek speel dit ook nog, wanneer jy daaroor praat, dan speel dit nog steeds voor jou af. Pastor Ivan het ook genoem dat toe u nou klaar daardie dag die bergie gaan optel het u ook genoem dat toe het u nog 'n geval gehad. Vertel gou vir ons daarvan. Ja, ironies genoeg, dat is my wonderlike les wat die Here my laat lees of leer daai dag. Gelukkig was ek 'n gelowige ambulansman. Ek het hulle sommer na die Here toe gelei ook, al hierdie goed gedoen, en ek kan dalk hulle kan my maar straf, ek is nie meer aan diens nie. Maar weet jy, die geval na daai hawelose by die Tygerberg afgelaai is, Chris, die volgende geval, dis iemand wat selfmoord wil pleeg, en wat toe oordosis aan medikasie geneem het. En dit is toe daar in Durbanville, in daardie skatryke area. En hier toe ons daar kom en ek en my maat sê, ons het nou pas 'n hawelose behandel. Ja. Hier kom ons nou hierdie skatryk mense. Ja. Maar weet jy, ek het agtergekom of jy nou haweloos is, of jy nou die wêreld kan besit onder jou voete, we all have a need. Yes. En daar's iemand wat uitroep, want wat geld en rykdom nie kan vul nie, Yes. daar's 'n behoefte. En ons het gekom en daardie man van hierdie vrou wat by die oordosis medikasie geneem het, hardloop. Kom ons kon nie gou genoeg na sy sin binnekom nie, dat sy vrou kan help nie. En ek kyk, ek sê my maat, selfs die honde, nie een van hulle kan ek bekostig nie. Die dier het sy motor sit voor die deur, maar ek sê vir hom, weet jy die berg het ons vandag nodig gehad, maar hierdie miljonair ons ook vandag nodig. Wat 'n voorreg het ons nie gehad as ambulanswerkers nie. En daardie vrou het ek opgetel en daar hospitaal toe geneem. Sy het respons, sy kon praat, maar op pad hospitaal toe, nou gewoonlik dan vra jy nie die rede hoekom sy hulle die medikasie nie, want jy behandel die oordosis. Ja. Maar ek vra toe daai dag, maar sy het my tot die vraag gelei en sy vra my, I can understand why you're happy. Where do you live? En ek noem destyds woon ek maar in Mitchells Plain, toe sê ek, you know what, I live in a cottage below. In comparison to where you are living. But the joy of the Lord is my strength. Amen. And that makes me happy. En haar woorde was, well, I'm an atheist, I don't believe in God. Sure. En ek dink, Here, hier is 'n deur wat oopgaan. Na die bergie, die miljonair, what was the need? Want sy het nie liefde gehad nie. Sy sê, I tried to commit suicide because there was a lack of love. That was the reason. So, money can't give you the happiness. Yes. Amen. Money cannot, and wisdom and righteousness cannot give it to you. Amen. Behalwe dat jy die Here het, en daai dag leer ek. En al wat sy vra, hold my hands. En ek doen dit as 'n pasiënt, maar terwyl ek haar hande hou, sê, can I say a short prayer with you? En ek bid, ek sê, Here, as I'm holding this woman's hand and she's an atheist, she admitted to me that she doesn't believe in you. Yes. But please show her the warmth of your love. Amen. While I hold her hands, Amen. come and hold her hands as I'm holding your hands. Wow. Believe me, a miracle happened in that ambulance that day. And sy skree uit. Sy sê, I feel his presence. Wow. I feel his presence. Don't leave my hands. Don't leave my hand. En sy huil en sy ween. En sy sê, now I believe in the God I never believed in. En dit is 'n miljonair. En dit is die plekke, die voordeel van die werk wat die Here aan my gegee het. Nie net my werk as sulks nie, maar hier kom ons sielkundig en ons kon na, weet jy dat sy my by die hospitaal nie wil los nie? En toe sê dat ons nou net begin, anders kleuriges ook kan in die ambulans laat, soos ek verlede keer gesê het, ons mag mos nie in die sekere areas gegaan het nie. En hier is dit my eerste blanke pasiënt ook soort van, en ons kom ook nog by die blanke area, wat soos die Tygerberg was oos en wes. Ja. En dat was door die nie blanke area en dan die blanke area. En die portier kyk my aan, van hierdie vrou, hy kan nog nie verstaan, hoekom kleef sy so aan my nie? Ek sê, it's not what you think, bring the wheelchair. En daar was 'n vreeslike gesukkel om haar los te kry van my, want die hospitaal, die dokters, die verpleegsters kon nie glo wat daar gebeur het, want hulle verstaan nou nie wat gebeur het in die ambulans. Daar binne nie. Al wat ek kon sê, it's an overdose, maar sy het nie na aan 'n overdose gelyk toe nie. Daar's nie 'n manier van dat sy gelyk is soos een wat oordosis nie meer, wat fully alert. Ja. En al wat ek genoem het vir die Here, ek het nou nie hoe sê mens kontak met haar verder nie,
Want jy mag nie weer met jou pasiënt in kontak kom nie, want dit jou werk is gedaan. Ja. Maar u het beheer geneem in haar ambulans, oor haar hande en u self en haar bekend gemaak. So stuur haar na mense. Yes, wat verder kan lei. En ek glo, die Here het dit gedoen. Amen. Pastor Ivan kan nie glo, nou kan julle sien, as ek en Pastor Ivan eers begin gesels, dan hou ons nie op nie. Maar baie dankie Pastor Ivan dat jy hier was om u storie te vertel. En as jy nog nie sy boek het nie, kry asseblief hierdie boek, Waymaker. Ons sal al die informasie op die skerm sit, of stuur vir ons ook 'n boodskap op ons TikTok, Mense Nul Stories, op ons Facebookblad, Mense Nul Stories, of op my eie persoonlike Facebookblad, Natasha Fiek, kan jy vir ons boodskappe stuur, of Pastor Ivan Koopman kan jy ook gaan kyk op sy Facebookblad, as jy baie graag 'n kopie van hierdie boek wil hê, Waymaker. Baie dankie Pastor Ivan, mag die Here u ryklik seën. Groot plesier, baie dankie vir die luisteraars en almal wat gekyk het, mag die Here julle ook seën. Baie dankie. Here seën.